Goeienaand broers en susters, kan ek net seker maak, as ek op die lig, nog nie op die lig nie, as ek nou op die lig, daar is ek nou op die lig, en daar is lig ook, want mag daar vanaand ook lig in ons siele wees, en ons binnekant verlig word, deur die Gees van die Here, en dit baie welkom vanaand, onthou môre aand, dan gaan ons 'n lofprysingsaand hê, wat ons regtig voluit die Here kan aanbid, saam met Steven hulle, en na ons diens vanaand, onthou die sop daar in die saal, en dan onthou vir môre aand, wat ons spesiaal vermy het in Oosgemeente, dan vir 'n gemeenskapsprojek, hulle jeug kom op Vrydagmiddag by mekaar, wat hulle gemeenskapsjeug het. Dat Gerard, ek dink is 40 of 50 kinders omtrent, wat die op 'n Vrydagmiddag hier is, wat uit die gemeenskap uitkom, en dan hulle koskas. So enigiets wat ons môre aand wat jy op hart lê en wat jy wil saambring vir daai 2 uitreike van die gemeente, gaan ons môre aand dan vir hulle iets opneem. Kom ons sit so en raak ons stil voor die Here. Here, in stilte wil ons in hierdie aand voor U wees. Want U, o Here, is die een wat opgestaan het, is die een wat deur die eeue geloop het, en die een wat ook vanaand met ons is. En daarom kom sê ons dankie, Here, dat ons die woord het, dankie vir ons saam wees, moet ook in hierdie aand vir ons God wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou om net so 'n bietjie op te tel van waar ons vandaan kom vir die week, dat ons die week begin met die oorspronklike gemeente in Handelinge. Daar waar die Heilige Gees die eerste keer uitgestort is, met dan met die oorsprong, waar ek en jy vandaan kom. Ons sou nie vanaand hier kon sit en sê ons is Christene, as hierdie gebeurtenisse nie plaasgevind het nie. Want die verspreiding van die Christendom wat vir my en vir jou bereik het, dat ons vanaand hier kan sit, het alles hier begin, van hoe dit gebeur. En toe het ons gesien, die eerste gemeente, die oomblik toe die Heilige Gees in hulle lewens inkom, het hulle die mooi eienskappe gehad, hulle was eensgesind gewees, hulle het die armes versorg, hulle het barmhartige hart gehad, hulle het omgegee, hulle het maaltye saam met mekaar gehou, dat hulle het by mekaar gekom by die tempel op daai stadium, en hulle het na die woord van die Here geluister, hulle het saam gebid. Dit was vir hulle maklik gewees om dit te doen. Hulle het 'n stukkie vreugde en blydskap in hulle lewens gehad. Hulle was opgewonde oor hulle geloof gewees. Dit was nie hierdie swaarmoedige iets nie. Hulle was ongelooflik dankbaar dat dit met hulle gebeur het. Dan het hulle uiteindelik 'n liefde onder mekaar gehad. Hulle het in eenvoud gelewe. En hulle die evangelie met vrymoedigheid uitgedra na buitekant toe. As jy oraai drin, dat sy net 'n water kry daarso, maak seker sy is okay. So die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort is, en dit het Pieter vir ons so mooi oorgedra, toe is hierdie goed outomaties daar. Dit was nie 'n kwessie van ons moet dit nou aanleer nie. Die Heilige Gees het dit veroorsaak in mense se lewens. Nou die mooi wat deur die Heilige Gees veroorsaak is, dit het ons toe nou gisteraand mee begin om te kan sê, maar hierdie goed was als bedreig. Hoe kon ons seker maak dat dit in die Christendom sou voortbestaan? Dat hierdie gemeente, dit wat die Heilige Gees doen, tot 2025 in ons lewens sou wees. En daarvoor het die kerk in Handelinge en die disippels en die apostels, het hulle geveg vir die proses. Nou gisteraand het ons gesê, die eerste ding wat hulle voor moes veg, en dit moet ons vanaand mooi verstaan, tot op daai punt waar die gelowiges, waar die Pinkster die Heilige Gees uitgestort het daar verskillende sektes gewees. Godsdienst was nie vreemd in die wêreld nie. Mense het altyd iets bokant hulle gesoek, iets meer as hulle gesoek.
Hulle het gode gehad, hulle het in dorpies gebly, in daai tyd, elke streek het omtrent sy eie godsdiens beoefen. Dis hoekom hulle die Christene aan die begin as 'n sekte van die Jode gesien het. En toe met die Christene kom en hulle moet uitstyg, bokant hierdie om die wêreld te laat verstaan, hierdie is nie 'n sekte nie, hierdie is nie net nog 'n godsdienstige beweging nie, hierdie is die heerskappy van die opgestane Here Jesus direk uit die hemel uit. Want dis wat hier gebeur het. Die Heilige Gees is die Gees van Christus. En met Stefanus se dood is dit duidelik, kry hy hier die visie op die verheerlikte Christus, die een wat in die regterhand van God die Vader sit, wat heers oor die wêreld. So dis die enigste geloof, en daarvan moes hulle die wêreld gaan van oortuig. Daar's net een verlosser, net een wat direk in verbinding met die hemel kan wees. Dis wat die Heilige Gees kom doen het. Jy sit vanaand in hierdie kerkgebou, en met die Heilige Gees in my en jou, word ons direk uit die hemel uitregeer. En dit moes hulle vir mense leer, dit moes hulle vir mense laat verstaan, want mense wou uiteindelik deur mense regeer word, en mense beheer word, en die kerk moet reëls hê, en die kerk moet vir ons wys hoe ons goeders moet doen. Nee, die Heilige Gees moet jou bewus maak van dit. En die eerste wat hulle bewus gemaak het, was die klomp Jode. Die Jode het dood eenvoudig geglo dat hulle reg is, dat hulle in beheer is, dat hulle die laaste sê het, en toe moes hulle kom en sê, nee, julle is ook skuldig. Dat ook julle het Christus gekruisig, en vandag heers hy, en daarom sal hy ook julle verlosser wees. En as julle hom nie herken nie, is julle verlore. Dan is julle weg. En dit het ons gisteraand dan gesê vanuit daai gedeelte. Die eerste ding waarvoor die kerk moet veg, tot vandag toe ek en jy moet veg, is steeds dat ons die wêreld kan wys, die verheerlikte Christus, die opgestane Here Jesus wat lewe, dis hy wat my lewe beheer. Dis hy wat in my lewe is. Dis sy Gees wat maak dat ek maak wat ek doen. Vanaand wil ek vir julle weet, maar dit was meer uit die Jode, uit die godsdienstige wêreld uit waar teen hulle geveg het. So dit is een van die kerk se solas, die gereformeerde kerk is 'n solas, daai solus Christus, wat uiteindelik dan beteken Christus alleen. En dis iets waarvoor ek en jy sal moet veg tot die dag van ons dood. Die wêreld om ons moet verstaan, Christus en Christus alleen. Niks anders bring die verlossing van 'n mens nie. Niks anders sal dit bring nie. Vanaand wil ek dan lees wat binne die kerk gebeur het. En dis in Handelinge 5, Ananias en Safira. Want dis 'n volgende ding waarvoor die kerk sou moet veg, en wat ek en jy ook uiteindelik voor sal moet seker maak, dat dit deel van ons lewens bly, en deel van ons gemeentes is, sodat ons die goed kan, uiteindelik kan sê, maar ons staan onder direkte beheer van die Gees van God. Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias, die hoofstuk 5, en sy vrou Safira, wat 'n eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopsprys vir hulle self agtergehou, en net 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Peter sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal, om vir die Heilige Gees te lieg, en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune, en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeslaan, en al die ander wat het gehoor het baie bang geword. 'n Paar van die jonges het nader gekom, om toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 uur later is die vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra toe vir haar, sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Jongman het ingekom, gesien sy is dood, en het daar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente
En al die ander mense wat hiervan gehoor het baie bang geword. Nou as ons net die agtergrond die moet gee die tye wat hulle geleef het die samelewing uit verskillende lae gestaan. Hulle het nou hierdie heersers gehad, die adellikes gehad, dan het hulle 'n werkersklas gehad, dan het hulle 'n klomp armes en siekes en die laagklas van die gemeenskap gehad. Hulle het hom so ingedeel. Dat en uiteindelik het dit in daai samelewing verskriklik gegaan oor hoe belangrik is jy? Jou eer was die hele tyd op die spel gewees. Want hoe meer die mense 'n goeie siening van jou het, hoe meer is jy een van die hogeres en die hoë mense in die samelewing gewees self. So hulle het almal geworstel met die krisis van om geëer te word. Om uiteindelik mense respek moet hê vir hulle self. Nou lees ons, en dit is waar die groot krisis in hierdie gedeelte lê. Die krisis wat by Ananias en Safira was dat hulle was Christene, hulle het keuse gemaak om Christene te wees. So dis nie dat hulle noodwendig met valsheid hier gestaan het nie. Dat hulle doodgewoon gegaan, hulle grond verkoop net soos wat Barnabas gedoen het, maar hulle hou van die geld terug. Nou kan julle sien, hulle is nie gestraf. Dink julle is gestraf omdat hulle van die geld teruggehou het? Hulle is nie gestraf omdat hulle van die geld teruggehou het nie. Daar was nie kommunisme gewees nie. Daar was nie 'n kwessie gewees van jy moet dit vir die kerk gee nie. Dis hoekom Petrus hier kan sê, nee, maar toe die grond joune was, kon jy daarmee maak wat jy wil. Toe jy die geld in jou hande gehad het, kon jy daarmee maak wat jy wil. Maar wat het hierdie man gedoen? Hy het gegaan en die skyn gehad van ek het alles gegee. Hoekom? Want hy wou die eer gehad het. Hy wou gerespekteer word as een van die in 'n gemeente wat sy alles vir almal gegee het. Hy was dalk bang oor sy toekoms. Hy was dalk bekommerd geweest van wat as ek nou al die geld gee, waar gaan ek dalk nou kos gaan koop self. So daar kan duisende redes wees, maar die wonderlike daarvan hier, broers en susters, is dat die Heilige Gees het die woorde baie druklik en duidelik vir my en vir jou sê, ons kan maak met wat ons het, wat ons wil. Daar was nêrens dwang nie. Maar hierdie man gaan lieg. Hy gaan lieg omdat die Heilige Gees het iets in sy hart gelê van wat hy moes doen. En toe gaan meng hy in ook daarmee. In plaas daarvan om te aanvaar, die Heilige Gees het my gesê ek moet my plek verkoop, die Heilige Gees het my gelei dat ek gedeelte van myself gaan hou en ek gaan vir die gemeente soveel gee. Dan sou hy nog steeds onder leiding van die Heilige Gees gewerk het. Want die Gees van die Here het hom beheer oor sy goed gegee. Maar toe gaan hy en sê, nee, my eer, hierdie respek wat ek moet kry, dis my alles. En dis hoekom jy hierdie verskriklike uitslag eintlik in die gedeelte kry van dat hulle dood neerslaan. Want ons lees hier druklik daar, so dat hulle sê, skielik het hulle, in ander vertalings gepraat van eerbied gehad. Die gesag, hierdie bang wees, hierdie vrees wat hulle gehad het. Die gemeente moes geleer het, dat hulle onder direkte beheer van God staan. Dat wat moet jy doen met jou geld, wat jy doen met enige iets wat jy doen in die kerk, is dit iets tussen jou en die Here. En hy hoor jou, hy sien jou motiewe. So jy kan nie met een of ander skyn. Jy kan dalk mense gaan bedrieg, maar ons kan nie God bedrieg nie. Want God kom die eer toe. En dis wat hier beskerm is. In hierdie gedeelte is die eer van God beskerm. Nie die eer van mense nie. En dis my en jou taak, broers en susters, seker een van ons grootste take, om vir die kerk en sy mense te leer, en vir onsself ook te sê, dat die eer van God is alles in my lewe. Dis vir hom, vir wie ek het doen. Daar mag niks van my en jou op die spel wees nie. Want, sê die woord, ons moet onsself kruisig. Ek en jy moet onsself verloon, sodat ons die kruis kan opneem en kan gaan.
En al wat dit sê is dat die Here sal vir ons sorg. Die Here sal met ons wees, maar ek en jy moet nooit God se eer probeer steel nie. Ek en jy moet nooit dink dat ons is in beheer van die kerk van die Here Jesus Christus nie. Want die opgestane Here Jesus regeer direk. Die Gees van God werk met elkeen van ons direk. Daarom mag ons vanaand as ons hier uitgaan sê dankie Here dat ons weet dat U alles is. En dis die tweede sola van die kerk. Sola Deo Gloria. Aan God alleen die eer. Dis wat Christene moes leer, want die Christendom het ontstaan in 'n samelewing waar alles oor die eer van mense gegaan het. Ek en jy leef tot vandag toe nog in 'n wêreld waar alles oor die mens wil gaan. Waar die een belangriker as die ander een wil wees. Binne die kerk van die Here Jesus sal daar nie ruimte wees daarvoor nie. Nie die kerk waar die Heilige Gees van God met ons werk nie. Daar is ons gelyk. Daar sê ek en jy, hier is ons Here Jesus. Vat my net soos wat ek is en gebruik my. Gebruik my goed, gebruik myself. Moet nooit pretend nie. Doen jouself 'n guns en moet nooit probeer skyn van die godsdiensthand af nie. Wees eerlik en opreg met die God wat ek en jy aanbid. Amen. Kom ons gee geleentheid dat ons vanaand vir die Here al die eer kan bring, ook in ons gebede. Kom ons sê vir hom dankie vir al die mooi wat ons het. Kom ons sê vir hom dankie dat hy ons redder is. Dankie dat hy vanaand leef. Dat ek en jy nie sit en voor 'n dooie God vanaand staan nie. Dat ek en jy regtig deur die Heilige Gees so gevul is, dat ons kan sê, Here, aan U die eer alles. Ons gee geleentheid vir hartopgebede. Sê vir die Here wat vanaand ook op jou hart lê.
Amen. Broers en susters, as ek en jy vanaand hier sit en ons moet die beskermers wees van die gemeente van die Here Jesus Christus, as ons die liefde vir mekaar wil hê, as ons die vreugde en die blydskap wil behou, as ons wil seker maak dat die woord vir ons lekker is om na toe te gaan, as ons regtig wil saam bid, dan moet ons onthou, gemaak seker dat in ons gemeente is die verlosser, Jesus Christus, die opgestane, verheerlikte Christus is. As dit nie hy is nie, sal jy hierdie goed nie vind nie. Gemaak seker dat alle eer hom toekom, dat geen mens die eer van God in enige gemeente steel nie. Dan sal hierdie goed daar wees, want dit is wat die Heilige Gees in ons lewens doen. Kom, ons gaan sluit vanaand af met 'n lied, daarna wil ek vra dat jy sit, want ons gaan na 'n seënbede lied luister as ons klaar is. Maar kom ons doen ook ons laaste lied met vreugde uit ons harte uit. Working in